Hartlik goeiemôre van my kant af van elke vanoggend hier. Ek sien die meeste mense het met baadjies ingekom en serpe en so, dit is 'n lekker, cool oggend vanoggend en ek hoop dat ons sommer so met die voorsang al so 'n bietjie kon warm word in die binnekant. Omdat dit ook lekker is om die Here te loof en te prys vir sy goedheid. So van my kant af hartlik welkom aan elkeen. Mag jy vanoggend ook hier in die erediens beleef dat jy 'n ontmoeting met die Here gehad het. Volgende daar by die deure ook 'n paar besoekers gesien en ontmoet. So kom ons draai gou na mekaar toe, kom ons sê ook vir mekaar hallo en welkom hier in die gemeente. Spesiale woord van welkom ook aan meneer Pieter Botha daar agter die orgel. Ons eerste Sondag van 'n nuwe era waar ons nou nie meer 'n vaste orgelis het nie en waar ons nou sommer almal gebruik met gawes van musiek. Om vir ons te help, sodat ons kan voortgaan met ons lofprysing. Ek het by Woensdag se vergadering gesê, al wat ek kan speel is Twinkle Twinkle Little Star, so ons het daarom baie slimmer mense nodig agter die klaviere en agter die gitare en goed, so baie dankie ook dat daar is. So een of twee aankondigings, net wat ek wil uitlig. Hierdie week is ek van vanmiddag af tot Woensdag toe, by 'n kursus in Wellington, so as ek nou nie so vinnig reageer op 'n oproep of op 'n WhatsApp nie, neem maar net 'n gedagte, ek sal na jou toe terugkom. Dan wil ons sommer begin deur ook baie dankie te sê net weer eens vir elkeen se hulp en bystand en ondersteuning met die bazaar. So R115.354 wat ingesamel is. Dit sy nou begin het klop, dink ek sy net 'n paar ekstra hulle wys. Dit sal nice wees vir 'n paar ekstra hulle, maar baie dankie vir elkeen. Ons het meer ingesamel as wat ons gedink het, so die Here is regtig waar vir ons groot, die Here is vir ons goed, en dit is net moontlik gemaak deur julle as gemeente, wat nie net kon koop het nie, maar wat ook julle gawes beskikbaar gestel het, en produkte geskenk het, so daarvoor baie dankie. Dis hulle ook met leedwese dat ons aankondig die heengaan van twee lidmate, Frans Koppers en ook Koos Swart. Koos Swart se roudiens is Vrydag die 12de Junie om 10:00 vanuit ons gemeente uit. Kom ons dink in die besonder aan lidmate, aan familie wat dan ook in rou gedompel is, en dat die Here hulle ook mag troos met sy beloftes en ook met sy nabyheid. En dan het ons ook lidmate wat in die hospitale is hier in Woester, maar ook in die Kaap, wat groot operasies ondergaan het en so ek gaan ook vra, kom ons kyk na ons siekelys, kom ons doen ook asseblief spesiale voorbereiding vir die persone wat ook daarso is. Vriende, ons gaan nou die Here se naam ook aanroep, en waar ons vir die Here kom sê, Here, ons wil kom stil word, ons wil die stem hoor, Here, kom maak ons ore oop, kom maak ons gedagtes stil, ook wanneer ons hier in die diens is. So kom ons staan, en kom ons sing Vlamlied 87, sing daarvan beide die verse, en ons bly staan vir die foto met die seëning. Smear
kyk ek om genade. Open my ore, verander my denken, dat ek U kan dien, Heer, en vir U lewe. Ons fotum vanoggend Psalm 33. Psalm 33 sê, jubel in die Here regverdiges. Sing 'n loflied alle opregtes. Loof die Here met die lier. Speel vir hom op die harp. Sing vir hom 'n nuwe lied. Speel met volle oorgawe. Jubel dit uit. Wat die Here sê gebeur. Alles wat hy doen, staan vas. Ja, ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in hom is ons harte bly. En op sy heilige naam vertrou ons. Met hierdie woorde conclude die Here vir julle genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Verlosser en ons Here, deur die kragtige werking van sy Gees, wat in ons wone werk. Amen. Ek moet net eers vir Nadia om verskoning vra oor hy een woord, ek het dan sommer daar my tolk gebaar uitgegee, maar ja, kom ons antwoord op hierdie roepstem van die Here ook, as ons vir mekaar sê, dat ons Here is orals, hy gee vir ons krag, en maak nie saak wat met ons gebeur, en waarmee ons besig is nie. Hy is daar. Kom ons sing lied 509, ons sing vers 1, vers 2 en vers 4. O berge en dale, en ooral is my God. Waarom soek elke magne, als zwerver daar is God. Waarom gedagte zweven, of styg ook daar is God. Onmacht en ook verheven, ja, ooral is my God. Sy trouwe vaderhoede, sien alles wat nabij. Ons leef uit sy vermoë, om deur sy Gees gelei. Die smakies verhoeding, bekleed met gras die naam. Die kleinste verpie voeding, zorg vir die verdeling. Roem Christen heel my lewe, is veilig in my God. Waar alles my begeven, of waar ek bly is God. Waar trouwe hande, die dit nie daar is God. Sal sing die doodse bate, ja, ooral is my God. Wat ek het dan vanoggend my rugsak saamgebring daar van die huis af. En ek wil nog 'n bietjie by julle hoor. Wanneer gebruik ons 'n rugsak? Help 'n bietjie vir my.
Skool toe, het jy iewers gehoor? Yes, wanneer gebruik ek nog 'n rugsak? Yes. As jy bergklim, dit lyk amper soos een van julle sakke. Jy's mos nie vir bergklim, né? Ja, wat nog? Wanneer gebruik ons 'n rugsak? As jy gaan kom. Ja. So ons gebruik 'n rugsak om 'n klomp goede mee te doen. Wanneer ons op reis gaan, wanneer ons iewers heen gaan, gebruik ons 'n rugsak. En dan gebruik ons hierdie rugsak om sekere goede in hierdie rugsak te sit. Goede wat ons weet ons dalk langs die pad gaan gebruik, goede wat ons weet ons dalk gaan nodig hê. Pak ons mos nou in die rugsak. En wanneer ek dit nodig het, dan haal ek die rugsak af en haal net wat ek nodig het. Is dit reg? Okay, so. Dan moet jy mooi luister. As mamma en pappa nou vanoggend na kerk by die huis kom en vir julle sê, Boeta, Sissa, gaan pak jou rugsak, ons gaan iewers heen. Hoe gaan julle voel? Gaan julle opgewonde voel of gaan julle hartseer voel? Opgewonde, maar okay. Wat is die volgende vraag wat jy van pappa of mamma gaan vra as hulle vir jou sê, gaan pak jou rugsak? Waartoe gaan ons? Wat gaan ons nog vra? Wat moet ons aanpak? Wat nog? Wat gaan ons doen? Want dit is hoe ons as mense is. Ons wil weet, waarheen gaan ons? Ons wil weet, wat gaan ons doen? En dikwels wil ons weet, wie gaan saam? Want dikwels is dit ons wie saam gaan, wat ook gaan maak of dit lekker is, of nie lekker is. Nou ons gaan vanoggend van iemand lees in die Bybel. Sy naam is Abraham. En God het na Abraham toe gekom, en God het vir hom gesê, ou Boeta, jy moet so 'n bietjie oppak. Ou Boeta, jy moet so 'n bietjie inpak, en jy moet jou goed vat, en jy moet wegtrek uit die plek waar jy gewoon het. En Abraham moes sy huis en sy mense en sy hele bekende omgewing agterlaat en hy moes na 'n nuwe plek toe gaan. Maar hier is die interessante. God het nie vir hom gesê waarheen hulle gaan nie. God het vir hom gesê, ek gaan by jou wees. Gaan en ek gaan by jou wees. So, kom ons maak ons Bybels oop. Maak ons Bybels oop by Genesis 12. Lees vanoggend uit die Dowe Bybel uit. Vanaf vers 1 tot 9. As jy 'n gewone Bybel hier het, volg gerus daarin. Die Here het vir Abraham gesê, jy moet uit jou land gaan, weg van jou familie en van jou pa se huisgesin. Ek sal jou wys na watter land jy moet gaan. Ek sal jou seën en jou nageslag sal 'n groot volk word. Ek sal jou naam belangrik maak. En mense sal jou naam gebruik om ander mense te seën. As iemand jou seën, dan sal ek hom ook seën. En as iemand jou vervloek, dan sal ek hom ook vervloek. Al die mense van die aarde sal jou naam gebruik om te bid, dat ek hulle moet seën, soos ek jou geseën het. Abraham het toe weggegaan, soos die Here vir hom gesê het. Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud, toe hy uit Haran weggegaan het. Abraham en sy vrou Sarai, sy broer se seun Lot, en al hulle goed saamgeneem. Hy het ook al die slawe geneem wat hulle in Haran gehad het.
Hulle het weggegaan na die land Kanaan. Toe hulle in Kanaan kom, het Abraham deur die land getrek tot by die gewyde plek van Sichem. Dit is die boom van die mense wat dink hulle weet, wat ander mense nie kan weet. In daardie tyd het die Kanaaniete in die land gewoon. Die Here het aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek gee hierdie land vir jou nageslag. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Abraham het van daar verder getrek na die berg, oos van die stad Bethel. En hy het sy tente daar opgeslaan. Bethel was wes van hulle. En die stad Ai was oos. Abraham het daar 'n altaar vir die Here gebou. Hy het die Here aanbid. Later het Abraham verder getrek na die suidland toe. Net tot sover. Ek wil net by voorbeeld van Nadia dankie sê, julle het nou gehoor, sy moes ons gesien, sy moet nou kom te verspelle. Dan besef vir mense net hoe dankbaar kan 'n mens wees. Vir gehoor. Maar hoe lekker dit is, dat ons so 'n dowe lidmaat het, wat deel is van ons gemeente. Nou maar as julle het nou gehoor wat God hier vir Abraham sê, God gee vir Abraham 'n groot opdrag. Hy sê vir hom, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe, wat ek vir jou sal aanwys. Die een groot belangrike ding wat ek en jy moet onthou hierso is dat God vir Abraham glad nie alleen gelos het nie. God het juis vir Abraham hierdie groot en hierdie belangrike belofte gegee en vir hom gesê, ek sal by jou wees. Ek gaan saam met jou gaan. En daarom later in die teks het ons gelees, ek sal jou seën en jy moet tot seën wees. So twee belangrike goede kom hierso uit. Eerstens kom die Here en hy kom sê vir Abraham, op hierdie pad wat jy gaan trek, jy het nie die hele prentjie nie. Wat jy moet onthou is, ek gaan saam met jou wees. Ek gaan by jou wees. Maar Abraham, die tweede belangrike ding wat jy moet weet is, ek gaan vir jou gebruik om 'n verskil te maak in mense se lewens. So, gaan die baadjie ook. So kom ons kyk gou 'n bietjie wat is vanoggend in hierdie rugsak. Want ek glo dat Abraham ook een of ander ding saam met ons gehad het om sy goede in te sit. So, in hierdie rugsak het ek 'n waterbottel. Nou as 'n mens gaan stap, is een van die baie belangrike dinge wat jy weer moet hê, water. Water help vir jou om beter te voel as jy dors is. So wanneer ons hierdie waterbottel sien, dan moet ons onthou dat die Here gesê het, Abraham, ek gaan by jou wees, ek gaan vir jou sorg, ek gaan vir jou help. Jy doen nie hierdie dinge alleen nie. En daarom kan ek en jy as kinders van die Here ook vir die Here vra, Here, help vir my. Die Here neem vir my by die hand. Sorry. Here neem vir my by die hand. Sorg vir my. Gee vir my die lewende water wat ek nodig het om krag te hê. Ons kyk wat's nog hier in. So, ek het die pleisters. Nou wanneer gebruik mense pleister? As jy seer gekry het, dan gebruik ons pleisters. So, ons moet weet dat daar mense is wat in hierdie wêreld al baie seer gekry het. Mense wat dalk hartseer is. En dan sê die Here, omdat hy by my is, omdat hy vir my krag gee, kan ek mense help wat seer het. Kan ek mense vertroos as hulle hartseer is. Kan ek vriendelik wees. En kan ek die wêreld vir ander mense mooier maak. Ons kyk wat sien nog. Hier's nou iets lekker.
Dit is nie meer van Vrydag se narkies as vars narkies. Het ek 'n narkie saamgebring? So dit kom sê vir ons, dat daar ook kos is. Kos is om te eet, maar die belangrike is, ek eet nie alleen nie. So van julle is wat kom maak, julle kom maak. Die Here sê, dat dit wat hy vir ons gee, moet ons nie vir onsself hou nie. Ons moet dit deel. Ons moet dit deel met die mense rondom ons, want wanneer ons deel, dan maak ons vir mense rondom ons die wêreld ook mooi. Maar kom ons kyk of nie nog iets is. Ja, hier het ek 'n briefie. Ek het 'n briefie in my tas. En in die briefie staan daar, die Here is by jou. En dit is belangrik om te weet. En dit was belangrik vir Abraham ook om te weet dat die Here by hom is, dat die Here vir hom die krag gegee. Dit is belangrik vir jou en my om te weet dat die Here by ons is. Elke oomblik van ons lewe, elke plek waar ons kom. So wanneer ek by die skool is, mag ek weet die Here is by my. Wanneer ek bekommerd en bang is, mag ek weet die Here is by my. Wanneer ek alleen is en wanneer ek eensaam is, mag ek weet die Here is by my. Want dit is hy wat vir my krag gee. Dit is hy wat vir my roep om met ander mense te deel dit wat hy vir my gee. Dit is hy wat vir my roep om met 'n pleister vir mense die lewe beter te maak. Dit is hy wat vir my die krag gee vir elke dag. Maar die belangrike wat Abraham ook moes geleer het, dat God nie net al hierdie goede vir hom wil gee nie, maar dat hy juis tot seën moet wees vir ander. Nou hierdie woord seën is dalk 'n groot woord, maar dit beteken dat die Here vir jou en vir my wil gebruik om vir iemand anders iets van God se liefde te wys. Jy kan vir iemand tot seën wees as jy jou kosblik daar by die skool deel met iemand wat dalk honger is. Jy kan vir iemand tot seën wees wanneer jy 'n maatjie nooi om saam met jou te kom speel wat eenkant en alleen is. Jy kan tot seën wees as jy by die huis kom en jy help vir mamma of pappa in die kombuis of in die tuin sonder dat hulle vir jou hoef te vra. Ons hoef nie eers te wag tot ons groot is om 'n verskil te maak nie. Die Here wil nie eers vir ons gebruik wanneer ons groot en oud is nie. Hy kan vir ons enige tyd gebruik, selfs terwyl ons jonk is. So, wanneer jy nou weer 'n rugsak sien, onthou, Abraham het op reis gegaan. Hy het nie presies geweet waarheen hy gaan nie. Maar wat het hy gehad? God se belofte. Ek gaan by jou wees. Ek gaan vir jou seën. Jy is nie alleen nie. Ek wil vir jou gebruik om die wêreld mooier te maak vir mense rondom jou. Ek gaan nou nooi dat die orkes na vore kom. As hulle lekker opgestel het en reg is, dan gaan ons die Here loof met ons dankoffers. Oh my God, it's a great only what they want, only real my name. So they say, only you make one more. Even love is in the wrong. Even love is in
Here, ons wil kom vanoggend wil U loof en U prys vir U goedheid en U guns in elkeen van ons lewens. Dankie dat ons elkeen vir U kosbaar is, dat U vir ons lief is, dat U vir ons by die hand neem, dat U vir ons beloftes gee, Here, dat selfs in die deurmekaar van hierdie lewe, dat U by ons is, dat U vir ons help. En daarom, Here, het ons ook hierdie dankoffers in die bordjies gegooi, omdat ons dankbaar is vir dit wat U vir ons doen en wat U vir ons gee. Maar ons weet ook, Here, dat U die ene is wat broodjies en visies vermeerder, en daarom vra ons, Here, vermeerder hierdie fondse, gebruik dit, tot eer van U naam, tot uitbreiding van U koninkryk. En gee ook vir 'n kerkraad die wysheid, om dit verantwoordelik te spandeer. Dankie dat U elke oomblik by ons is, en by ons bly, ook deur U Gees wat in ons woon. Amen. Ons gaan nou saam sing lied 553, ons gaan dit 2 keer sing, terwyl ons hierdie lied sing, nooi ons die junior kategete en die junior katekesante, verskoon ons hulle, en gaan hulle oor saal toe, en gaan selfs hulle 'n bietjie verder, oor Genesis 12. Ek is bly ek het vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek bly my Here lewe, aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel, wat ek elke dag kan lees. Kennis van die Here, net om verband te wees. Kennis van die Here, net om verband te wees. Ek is bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind, en ek bly my Here lewe, aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel,
dat ek elke dag kan lees. Kennis van die Here, en in son verband te wees. Kennis van die Here, en in son verband te wees. Die laaste 2 weke was dit ons so lekker koel in die oggende gewees. En toe gebeur het ons nou so 'n dag of 3 dat die mis so laag was. So hier in en om woestyn. Nou dit was so tye gewees wat ek so 'n bietjie op die pad moes wees. En dit was interessant gewees hoe 'n baie bekende pad, 'n pad wat jy gereeld ry, hoe dit skielik vir jou vreemd gevoel het. Hoe dit skielik vir jou so 'n bietjie onseker gemaak het aan die binnekant. Want met die mis wat so laag is, met die mis wat so dig is, kan jy ewe skielik nie nou meer sien daar om die draai daarvoor nie. Ewe skielik kan jy nie laer in die pad sien waar die kruising is en jy wonder of iemand dalk voor jou gaan indraai nie. Al wat jy sien is hierdie klein stukkie pad voor jou waar die ligte aan is. En waar die ligte geval het. En skielik begin jy versigtiger ry. Nie omdat jy die pad nie ken nie. Jy weet hoe die pad loop. Maar jy weet nie presies wat vorentoe aangaan nie. En is dit nie maar hoe geloof ook baie dikwels is nie. Ons sou so graag wou weet hoe dinge met ons kinders en met ons gesondheid en met ons werk en hoe die toekoms gaan lyk en hoe dit gaan uitwerk. Ons sal so graag die 5-punt plan voor die tyd wil hê van hoe gaan dinge wees en hoe gaan dinge lyk, sodat ek kan beplan, sodat ek goed in plek kan sit. Maar dit is interessant dat die Here nie kom en die hele padkaart vir ons gee nie. Wat gee hy? Hy gee sy woord, hy gee sy belofte, en hy gee genoeg lig net vir die volgende tree. En dis presies wat met Abraham gebeur het. As ons gaan lees in Genesis 12. Hier kom God na Abraham toe en hy sê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Een van die ander vertalings sê, gaan. En dit klink nogal kras, dit klink nogal rof, gaan. Abraham kry nie 'n volle reisplan nie. Al wat hy kry is God se woord. En Abraham was tevrede. Want ons lees, Abraham het gegaan, soos wat die Here hom beveel het. En vriende, dit is wat geloof is. Geloof is om nie die hele pad te sien nie, maar om die Here te vertrou wat die pad ken. Geloof is om nie die hele pad te sien nie, maar om te vertrou wat saam met jou op reis is op hierdie pad. Maar kom ons sê vir mekaar dat die wonder van hierdie verhaal begin nie by Abraham wat skielik dapper genoeg is om net te trek en net te gaan nie. Die wonder van hierdie verhaal begin by die Here wat hom met Abraham verbind het. En om iets daarvan te verstaan, moet ons gou 'n paar bladsye terugblaai. Ons moet terugblaai na Genesis 1 toe. In Genesis 1 ontmoet ons God wat die skepping mooi netjies soos 'n legkaart in mekaar laat pas. En dan hoor ons elke keer as die Here iets klaar gemaak het, dit was goed, dit was mooi, dit was reg. Dit was goed, dit was mooi, dit was reg. Maak jy die mens wat die kroon van sy skepping is. Julle ken die verhaal so goed soos ek, en toe kom die mens, en die mens wil self besluit. Hy wil self besluit oor goed en oor kwaad, en van daardie oomblik af, hier kom sonde in die wêreld in, en kom trek sonde alles skeef. Want wat gebeur? Ewe skielik is Adam en Eva, is hulle skaam vir die Here.
Ewe skielik kruip hulle weg. Lees ons 'n bietjie verder en hoor ons van Kain. Kain wat sy broer vermoor. Lees ons 'n paar verse verder, dan lees ons van geweld, ons lees van moeilikheid. Ons kom agter dat God is teleurgestel oor dit wat hy gemaak het, en hy bring die sondvloed om alles te vernietig en alles te verwoes. Maar nog steeds het die mense nie geleer nie. Hier kom die mense van Babel, en hulle sê, maar, kom ons maak 'n bietjie vir ons 'n naam. Kom ons maak vir ons 'n naam. En dis mos die mense ou manier. Die ou manier van dinge doen, om sonder God self die lewe aan te pak. Sonder God self te probeer om veilig te wees. En dan kom ontdek ons wat gebeur hier in Genesis 12. Teenoor Babelse mense wat sê, ons wil ons naam groot maak, kom God vir Abraham en hy kom sê vir Abraham, ek sal jou naam groot maak. By Babel probeer die mense hulle eie naam groot maak en vir hulle 'n merk maak in die samelewing, maar by Abraham ontdek ons dat God in genade na Abraham toe kom en vir Abraham kom sê, ek wil vir jou 'n hele nuwe toekoms gee. Ek wil vir jou 'n nuwe toekoms gee. En dit, weet ons, strek tot verby die Nuwe Testament. En dit is die hart van die evangelie wat ons vanoggend ook moet hoor, is dat geloof begin nie by mense wat eers na God soek. Geloof begin by God. God wat na sy mense toe kom, God wat met sy mense praat, God wat sy mense roep, God wat sy mense beloftes gee, en so begin God met 'n mens. Verander en vorm hy hom en werke met hom. Maar ons moet vir mekaar sê, en ons moet dit nie uit die oog verloor nie, Abraham was nie 'n ideale kandidaat nie. Hy en Sarai was kinderloos, dit terwyl die belofte na hom toe gekom het, ek sal vir jou 'n groot nasie maak. En daarin sien ons dat God se plan nie op Abraham se vermoë is nie, maar eerder op God se getrouheid, op God se daarwees, op God wat die prentjie inkleur van wat hy wil sien. En daarom ontdek ons soos altyd dat God doodgewone mense roep. Mense roep met vrese, mense roep met tekortkominge, en dat hy sy krag in hulle plaas, en van hulle dit maak wat hy wil hê hulle moet wees. Hy roep nie mense omdat hulle so besonders is nie, maar omdat hy so genadig is, en omdat hy so getrou is. Maar wanneer hierdie genadige God doodgewone mense roep, laat hulle nie bly daar waar hulle is. Sy genade roep jou op om in gehoorsaamheid te volg dit waartoe hy vir jou roep. Selfs wanneer die pad nie helder en duidelik voor jou oop is nie. So God se roeping vra 'n stuk geloofsgehoorsaamheid. Die Here sê vir Abraham, trek uit jou land uit, weg van jou familie, weg van jou mense. En vir Abraham was dit nie maar net bloot 'n verhuising nie. Sy land, sy mense, sy familie was sy sekuriteit. Dit was die bekende wêreld vir hom gewees. Om gehoorsaam te wees aan die Here was om letterlik al sy sekerhede wat hy deur die jare opgebou het agter te laat en om in die vreemde in te gaan, slegs op 'n belofte van God, slegs in 'n opdrag van God. Maar hy het God vertrou en hy het gedoen. Abraham het nie al die antwoorde gehad nie, maar God se stem, God se beloftes, God se opdragte het vir hom swaarder geweeg as sy eie onsekerheid. So wanneer ons gaan kyk na geloof, beteken geloof nie dat 'n mens nooit bang hoef te wees nie. Geloof beteken nie dat jy nooit vrae hoef te hê nie. Geloof beteken dat jy te midde van jou vrees, te midde van jou vrae, te midde van jou onsekerheid, steeds op God se woord vertrou. En die volgende tree gee in gehoorsaamheid. Omdat jy weet die Here is by jou. Omdat jy weet die Here is vir jou lief.
En dan moet jy weet, die Here hou jou vas. Ek en jy word dalk nie geroep om na 'n vreemde land toe te trek nie. Maar die Here roep ons nog steeds. Hy roep ons uit 'n geloof wat net woorde bly, na 'n geloof wat sigbaar word deur ons dade. Hy roep ons uit vrees, wat ons terughou, om die mens te wees en die mens te word wat God wil hê ons moet wees. Hy roep ons uit 'n lewe wat net uit ons eie gemaak draai, dat ons weier sal kyk na hulle wat nood en seer het. So, miskien vra die Here vir jou vandag om weer opreg te begin bid, weer opnuut te begin Bybel lees, of om miskien net eerlik 'n moeilike maar 'n eerlike besluit te neem, of om iemand raak te sien wat alleen is en wat eensaam is of bedroef is. Of miskien vra hy jou vandag om minder te vra, waarom doen niemand iets hieraan, of waarom doen iemand niks daaraan nie? Maar eerder te bid, Here, waar kan U my gebruik? Here, waar kan ek 'n verskil gaan maak? Soos ontdek uit Abraham se voorbeeld, dat ware geloof hande en voete kry. Maar dit vra 'n stuk gehoorsaamheid aan God, selfs al sien ek nie die volle en die hele prentjie nie. So wat ek en jy ook moet raak sien is dat Abraham se geloof was nie volmaak nie. Later sien ons ook dat Abraham bang geword het. Later sien ons ook dat hy verkeerde keuses in sy lewe gemaak het. So die Bybel kom nie volgens hy kom wys vir ons 'n foutlose held nie. Hy kom wys ons eerder van 'n getroue God wat nooit sy rug draai op die wie hy geroep het nie. Ons hoop lê dus nie in ons eie volmaaktheid of die volmaaktheid van ons geloof nie, maar eerder die trou en getrouheid van ons God. En juist daarom kon Abraham gaan, want hy het geweet, God se belofte gaan hom dra. God se belofte gaan hom dra. So wanneer die Here toe nou vir Abraham geroep het, gee hy nie net vir Abraham 'n klomp opdragte nie. Hy gee vir hom 'n hele lys beloftes. Ek wil vir jou uitnooi om weer by die huis daarna te gaan kyk. Hy gee vir hom groot beloftes. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën. Ek sal jou groot maak. Jy moet tot seën wees. In jou sal al die volke van die wêreld geseën wees. En die woord wat hierso op die swaarste weeg, is hierdie herhaling van die woord ek sal, God sal. Voordat Abraham 'n enkele tree gee, sê God presies wat hy sal doen. Abraham moet net getrou en gehoorsaam volg. Maar die vaste grond waarop Abraham se voete staan hier, is God se belofte. God se beloftes wat vir hom die krag en die sterkte sal gee om vorentoe te beweeg. So wanneer ons gaan kyk na geloof, is geloof nie maar net 'n positiewe denke nie. Dis nie maar net ek hoop dinge gaan uitwerk. Weet ek lees die nuus of ja, ek lees die nuus en ek lees die koerante en ek kyk die nuus. Skens maar dan. Blonde oomblik. Is jy nou al reg? Ja, ek is klaar, ek het jou Okay. verander. Sien, dis ek kon sy langs my moet staan. Ek het al die goed nou klaar gedoen. En dan wonder ek nou maar, ek hoop die dinge werk uit. Ek hoop nie dit het nog 'n effek op die brandstofpryse nie. Of, weet jy, die ding wat dit nou weer in die kospryse gaan maak, ek hoop dit sorteer uit nie. Geloof, hou ek vas aan God, selfs wanneer ek nie verstaan nie. Selfs wanneer dinge nie uitwerk nie. Hoekom? Want sy woord is getrou. Hy sal my nie in die steek laat nie. Hy wat my kunstig en mooi aan mekaar gesit het, gaan my nooit laat los nie. So al verstaan ek nie die pad vorentoe nie, al werk niks vir my uit nie, al het ek meer vrae as antwoorde, dan is my lewe meer omgedop as iets anders, kan ek steeds met geloof vorentoe gaan. Want ek weet, my God is by my, hy sal my nie in die steek laat nie.
En ons sien dit ook in Abraham se lewe, want Abraham het nie 'n maklike pad gehad nie. Die feit dat hy geloof gehad het nie die lewe maar net vir hom eenvoudig gemaak nie. Net in die volgende hoofstuk lees ons van die hongersnood. Daarop volgende bladsye lees ons van al die krisisse, die groot wagtyd wat Abraham moes deurgaan. So God se beloftes spaar hom nie van 'n moeilike dag of twee nie. Maar dit help vir ons om die ontdekking te maak dat selfs in die moeilike dag of 3 dat God nooit sy rug op hom gedraai het nie. So jou en my sekerheid lê nie in dit wat ons vooruit kan sien nie. Ons sekerheid lê in Christus Jesus wat die Here is. Ons sekerheid lê in sy Gees wat in ons woon. Ons sekerheid lê in die feit dat hy nooit sy rug op sy kinders sal draai nie. Maak nie saak wat ons deurmaak. Maar dan kom daar nog 'n baie belangrike ding te voorskyn in Genesis 12. God se belofte wil net vir Abraham persoonlik dra nie. Die seën wat hy ontvang, moet deur hom verder vloei na ander. Hy is geseën om tot seën te wees. Want dit is juist wat die Here vir hom sê, ek sal jou seën en jy moet 'n seën wees. God se seën eindig nie by Abraham nie. Hy seën hom sodat die volke deur hom iets van God se goedheid sal beleef. So Abraham staan eintlik in 'n baie unieke verhouding met God, maar ook in 'n unieke verhouding in die hele verlossingsgeskiedenis. Want uit sy nageslag sou Jesus Christus kom, deur wie alle volke en alle nasies geseën word. Wie alle volke en alle nasies 'n nuwe geleentheid op ware lewe ontvang het. En daarom kom sê Paulus in Galasiërs 3 dat Christus die vloek van die sonde gedra het, sodat die seën wat aan Abraham beloof is, na die nasies kon kom. En is dit nie presies wat Jesus aan die kruis gedoen het nie? Hy het ons skuld kom dra. Deur sy opstanding het hy vir ons 'n nuwe lewe gegee. Ek en jy word dus nie gered omdat ons so goed genoeg gehoorsaam is nie. Ons word gered in Christus uit genade alleen. Maar hierdie Christus wat ons red, hierdie Christus wat vir ons 'n nuwe lewe gee, hierdie Christus wil ons ook stuur. Wil ook ons lewens gebruik om 'n verskil te maak, sodat ander mense ook die hoop en die lewe kan ontvang en kan beleef. Ek en jy het die voorreg om te kan getuig van wie hierdie Here is en wat hy vir ons doen. En daarom bid ons nie net, Here seën my huis, of Here seën my kinders, of Here seën hierdie gemeente nie. My gebed moet ook wees, Here, maak my tot 'n seën. Wys my, Here, waar kan ek 'n verskil maak? Here, waar kan ek die woord uitdra? Here, waar kan ek 'n voorbeeld wees? Here, waar kan ek my kosblik deel? Here, waar kan ek vir mense u hoop sigbaar bring? En dit is dikwels deur eenvoudige goed. Ek herinner my aan 'n storie wat iemand my vertel het. Dit was van 'n vrou wie se man oorlede is. En een van die goed wat vir haar bitter erg was om na kerk in 'n stil en alleen huis in te gaan. Sy sê dit was vir haar die verskriklikste gewees. En sy sê die een oggend stap sy met hierdie vrees en hierdie ek is nie lus om in die huis in te gaan nie, want ek is alleen, ek is eensaam, soos 'n stap. Toe roep daar 'n jong egpaar in die straat vir haar en sê, Tannie, kom eet asseblief vanmiddag by ons. Want Tannie, is niks grands nie, dis maar net gewone Sondagkos. En later sê sy, hulle het nie my hartseer weggevat nie. Maar hulle het gemaak dat ek nie alleen daarmee hoef te sit nie. Om 'n seën te wees beteken om 'n oop deur te hê, 'n ekstra bord kos, 'n oproep vir 'n sieke, 'n hand op 'n skouer, 'n besoek aan iemand wat rou, 'n kind wat in ons lewens sien dat geloof nog saak maak.
Ek is geseën om tot seën te wees. Ons het in Pinkster juist daaroor gepraat. Omdat ek hier is, moet die wêreld mooier wees, omdat Christus vir my die krag gee. Maar Abraham word nie net geroep om te gaan nie, hy word net geroep om 'n seun te wees nie. Een van die interessantste gedeeltes in hierdie teksgedeelte is dat Abraham bly aanbid. Hy bly God se naam groot maak. Hy bly altare bou, lees ons, terwyl hy nog nie alles sien. Hy het nog nie 'n kind nie. Hy besit nog nie land nie. Al wat hy nog steeds net het, is God se belofte. Maar dit is vir hom genoeg. Hy bou altare. Hy maak God se naam groot. Hy gee aan God die eer. Want hy weet, God sal. God sal. En dis geloof. Om God se naam steeds groot te maak. Terwyl ek wag. Dit is geloof. Om te bly bid. Terwyl ek nog nie die antwoord sien nie. Dit is geloof. Om steeds te bely dat God groot is. Selfs wanneer die pad onseker is. Ek sluit af. Abraham het nie die hele pad gesien nie, maar hy het vas geglo aan die Here se beloftes en hy het gegaan. Dalk wonder jy oor jou lewenspad vorentoe. Dalk is jy onseker. Dalk is daar pyn, dalk is daar hartseer. Dalk is daar 'n stuk moedeloosheid. Ek nooi jou uit vanoggend om eerstens nie te kyk na die grootte van jou geloof nie, maar eerder na die God wat beloof, ek sal by jou wees. In Christus Jesus het hy sy getrouheid bewys. Hy het ons sonde gedra, hy het die dood oorwin, hy het sy gees gegee wat in ons woon en in ons te bly. Hy sal vir ons help. Hy sal, want hy beloof dit. En juist daarom kan ek en jy vanoggend uit hierdie kerkgebou uitstap. As mense wat aan die Here behoort. As mense wat geseën is. As mense wat uitgestuur word om vir ander te seën. Maar dat ons ook terwyl ons die pad nie helder en duidelik sien nie, dat ons steeds sy naam sal aanbid, steeds sy naam sal groot maak, steeds alle lof en eer aan hom sal bring. Want ons weet, ons is nie alleen nie. Sy gees sal ons help. Sy beloftes sal ons dra. Amen. Here, baie dankie.